Welkom. Vandag kyk ons na iets regtig, wel, katastrofies. 'n Gebeurtenis in die menslike liggaam wat soos 'n tikkende tydbom is. Een wat enige oomblik sonder enige waarskuwing kan afgaan. So, om regtig 'n gevoel te kry vir hoe ernstig hierdie ding is, kom ons skip af met 'n vraag. 'n Vraag wat jou dadelik in die middel van hierdie lewe en doodstryd plaas. En die antwoord, wel, dit lê in hierdie een skokkende syfer, 85%. Dink 'n bietjie daaroor. Dis die kans dat jy nie oorleef as jy 'n gebarste abdominale aorta-aneurisme het nie. Die oorgrote meerderheid mense maak dit nie. Dis een van die dodelikste noodgevalle wat daar in medisyne is. Goed, so wat presies is hierdie ding? 'n Gebarste abdominale aorta-aneurisme. Stel jou voor jou aorta, dis die hoofpyplyn, die N1 van bloedvate wat van jou hart afkom. Nou soms kan daar 'n swak plek in die wand van daai pyp in jou maag ontwikkel. Dit begin uitpult, amper soos 'n borrel op 'n ou buiteband. En as daai borrel bars, wel dan sit massiewe, en ek bedoel massiewe, interne bloeding. 'n Absolute ramp. So kom ons duik in ons eerste afdeling in. Ons noem dit 'n tikkende tydbom. Hier gaan ons kyk na presies wat gebeur in daardie eerste oomblikke van chaos wanneer hierdie tydbom uiteindelik ontplof. Okay, so in die handboeke is daar hierdie klassieke triade van simptome. Skielike intense pyn in jou maag of rug, jou bloeddruk wat tuimel en 'n polsende knop wat jy in jou buik kan voel. Klink eenvoudig, né? Wel, hier's die ding, die werklikheid is 'n gemors. Bitter min pasiënte, 'n regtig klein persentasie, het al 3 hierdie simptome. En dit maak dit 'n absolute nagmerrie vir die dokters in die ongevalleafdeling. En daai nagmerrie, dit gooi ons reguit in ons volgende afdeling, die diagnostiese speurverhaal. Want dis presies wat dit is, 'n speurverhaal in die noodkamer, waar elke sekonde tel. Die groot probleem hier is dat hierdie ding 'n meester van vermomming is. 'n Gebarste aneurisme lyk en voel dikwels nes iets anders, iets meer algemeen, soos muurstene of 'n slegte maagprobleem. Kyk net hierna. Slegs 23% van gevalle word dadelik reg gediagnoseer. Dis minder as 1 uit 4. En hierdie verwarring is nie net 'n klein oepsie nie. Dit veroorsaak lewensgevaarlike vertragings. En dit sit die dokters in 'n ongelooflik moeilike posisie. Wat doen jy? Gryp jy die ultraklankmasjien, dis vinnig, dis draagbaar en dit kan jou in 'n japtrap sien of daar 'n aneurisme is. Of stuur jy die pasiënt vir 'n CT-skanning. Dis die goue standaard. Dit gee jou 'n perfekte padkaart vir die operasie, maar dit vat tyd wat die pasiënt dalk nie het nie. Dis 'n keuse wat binne sekondes gemaak moet word terwyl 'n lewe letterlik wegglip. Goed, die diagnose is gemaak, die horlosie tik. Nou staan die chirurge voor 'n reusagtige besluit en dit bring ons by afdeling 3, oop vis endo, die stryd. Want dis 'n geveg tussen 2 heeltemal verskillende maniere om hierdie bloeding te probeer stop. Kom ons breek dit af. Aan die een kant het jy oop chirurgiese herstel. Dis die klassieke manier. Dink groot operasie. Hulle maak die buik oop, kry fisies die aorta in die hande, sny die gebarste deel uit en sit 'n nuwe pyp in. Aan die ander kant het jy RVIAR, gebarste endovaskulêre herstel. Dis die moderne sleutelgatbenadering. Deur klein gaties in die lies werk hulle van binne die bloedvat om die lek te seël. Dis soos om 'n gebarste pyp te vervang teenoor om dit van binne af te herlyn. So hoe werk hierdie AIVAR proseduur presies? Dis eintlik ongelooflik slim. Deur 'n klein gaatjie in die lies gaan hulle in die hoofslagaar in. Eerstens stuur hulle 'n ballon op en blaas dit op bo die bars. Dis soos om 'n prop in te druk om die bloeding tydelik te stop. Dan, terwyl die bloeding onder beheer is, skuif hulle 'n stent graft in posisie. Dis basies 'n metaalraamwerk wat met materiaal bedek is. Hulle ontplooi dit en dit skep 'n nuwe verseelde tonnel vir die bloed om deur te vloei. Die bars is effektief van binne af geplak. So, nou het ons 2 opsies, die ou skool en die nuwe skool. Die groot vraag is natuurlik, watter een is beter? Watter een red meer lewens? En dit is presies waaroor ons 4de afdeling gaan, die oordeel van die data. En ek kan jou nou al sê, die antwoord is nie so eenvoudig soos jy dink nie. As jy net na die real-world data kyk, jy weet duisende en duisende pasiëntrekords en waarnemingsstudies, lyk die antwoord eintlik redelik duidelik. En hierdie grafiek wys dit perfek. Data van 'n massiewe studie toon dat die mortaliteit na 30 dae vir die oop chirurgie op 'n skrikwekkende 47,7% staan. Vir die minder indringende RIVAR prosedure 33,8%. Dis 'n enorme verskil, amper 14 persentasiepunte. So, dis 'n no-brainer, reg? RIVAR is beter. Wel, nie so vinnig nie.
Sien, in mediese navorsing is daar iets wat die goue standaard genoem word. Dis die gerandomiseerde beheerde proef. Hier word pasiënte heeltemal ewe kansig in een van die twee groepe geplaas. Dit haal enige vooroordeel uit die vergelyking. En wanneer ons na hierdie tipe studies kyk, verander die hele storie. Kyk hier, die twee grootste, belangrikste proewe, IJAX en IMPROVE, het albei na hierdie vraag gekyk. En die uitslag? Geen statisties betekenisvolle verskil in oorlewing na 30 dae nie. Skielik is die prentjie glad nie meer so duidelik nie. En dit het 'n massiewe debat in die mediese wêreld ontketen. Hoekom sê die werklike data een ding, maar die goue standaardproewe iets heeltemal anders? Dit bring ons by die laaste en miskien die belangrikste deel van die storie. Wat van die mense wat wel oorleef? Diegene wat teen alle odds hierdie katastrofe deurstaan. Ons noem hierdie afdeling lewe na die barsing. Vir die oorlewendes is die geveg ongelukkig nog nie verby nie. Onthou, hierdie pasiënte is gewoonlik ouer en hulle het dikwels ander gesondheidsprobleme. So, as ons kyk na wat op die langtermyn gebeur, sien ons dat die grootste risiko's vir hulle hartprobleme en kanker is. Dit weerspieël die algemene gesondheid van die mense wat geneig is om hierdie aneurismes in die eerste plek te ontwikkel. Maar, en hierdie is 'n baie belangrike maar, ten spyte van al die skrikwekkende syfers en die lang pad na herstel, is daar 'n ongelooflik hoopvolle boodskap. Die data oor lewenskwaliteit is duidelik. Die mense wat oorleef, kan aangaan om 'n goeie, vol lewe te lei. En dit regverdig elke aggressiewe alles of niks poging om hulle lewens te red. En dit los ons met een laaste groot gedagte. Op die oomblik is alles waaroor ons gepraat het reaktief. Ons wag vir die bom om te bars en dan skarrel ons om die stukke op te tel. Maar wat as? Wat as ons kon voorspel wanneer dit gaan gebeur? Die ware toekoms van medisyne lê nie net daarin om beter te word met die opruim van rampe nie, maar om dit heeltemal te voorkom. En vir enigiemand wat rondloop met so 'n tikkende tydbom binne in hande, kan daardie toekoms nie vinnig genoeg kom.